Want ek het nou op die keyboard gespeel, nog ek recht neer. Ek vraag wel wat ek kan weet, is die gitaar. Nou kan die gitaar die glad nie vast. So ja, unfortunately, is jy recht. Is jy recht, ek het recht hierdie kant. Ok, nou ek het so 2 soldaat terug. Het ek gepraat oor wat? Wie kan onthou? Dus my preek is so boring. Ek het gepraat oor die keuses. Maar ons wil so soek het. Ek het in 2 soldaat terug gepraat oor die keuses. Ons almal maak 'n keuse in die lewe. En as gevolg van jou keuse gaan jy 'n voorspoedige lewe hê of jy gaan in wat 'n lewe hê? Nie 'n goeie lewe hê nie, né? Omrede die keuses wat ons gemaak het. Nou, my broer en my sussie, die vyand is daarom uit om ons te laat glo dat daar geen uitweg uit ons krisisse is nie. En hy maak hulle hart en duidelik vir ons. Ag, jy weet, jy sal dit nooit maak nie, en ag, jou finansies sal dit nie maak hierdie maand nie, of daar is altyd iets. As hy nie by jou huwelik kan uitkom nie, dan gryp jy jou finansies. As jy by jou finansies kan uitkom nie, dan gryp jy jou kinders. Maar iewers wil hy 'n vinger in die paai hê. Luister wat sê Johannes 10 vers 10 vir ons. Johannes 10 vers 10. Hy sê die dief kom om te steel en te slag en te verwoes. Ek, Jesus, het gekom dat hulle, hy sê nie julle nie, hy sê hulle. Wie is die hulle? Hy het gesê julle wat saam is, hy het gesê hulle. Hy het gesê hulle en hy praat van ons lewe en oorvloed kan hê. Hy sê nie lewe in oorvloed nie, hy sê lewe en oorvloed kan hê. Nou dit my broer en my sussie is die keuses wat ons elke dag maak. Wil ek 'n voorspoedige lewe hê of wil ek maar dat die vyand kom en kom maak en breek soos wat hy wil in my lewe? Die keuse is ons ding. Die keuse is jou ding. Baie mense mis die bus hier. Onthou, die vyand is die vader van alle leuns. Wat het hy vir Eva gesê? Ag nee, maar moenie worry nie, jy sal dit oorkom. Jy sal nie doodgaan nie, moenie worry nie. Wat sê die woord van wat God vir Eva gesê, jy sal doodgaan? Dood in die vlees. Jou gees. En die vyand kom en hy smeer helemaal aan mond en hy maak alles mooi, rooskleurig. Alles lyk goed. Ek dink hy vrug het seker gelyk soos 'n goue diamant of 'n goue iets. En sy het gesien, die woord sê dit mooi gelyk, dit aanloklik gelyk, dit aantreklik gelyk. Wat sê gedoen? Ons nog geëet. En toe kyk sy vir Adam in die oë, met dat pragtige blou oë en my liefie, troon net hier. Wauw. En wat doen Adam? Kamomilies. Nee? As is die as. Ek het al van tevore gesê, as jou baas jou inroep, hy wil met jou praat, wat gebeur met jou? Jy slaat in paniek, wat het nou weer verkeerd gedoen? Maar voor jou heilige siel weet jy niks te doen. Maar jy begin in paniek en die sweet slaat jou uit en. Want ons het nog gehoor van retrenchments en ons het gehoor van dit en ons het gehoor van dat en nou slaat jy in paniek. Gaan jy nou vir my sê ek moet klaarmaak? Nou loop jy na sy kantoor toe en so ver as wat jy loop, so ver worry jy. Wat gaan jy nou met my maak? Wie kom aan die deur, as jy nog mislik op, daar kom aan. Oh my goodness, daar val jou gemoed tot binne jou skoene in. Nou wat nou? Sit! Oh my goodness, dit sit te wacht nie vir, kom met jy moet gaan. Môre meneer, ja. So by the way, gaan jy al die kerk vir my? Ek kom by jy sê. Raar nou.
Rarig. Maar jy die hele tyd geloop en bekommerd wees oor dit wat hy miskien gaan sê, of dit wat hy gaan doen. Daar's 'n spreekwoord wat sê, if you worry, you die. If you don't worry, you also die. So why do you worry? Het ons as kinders van God oor dit bekommerd gewees? Kom aan. Ons het niks om oor bekommerd te wees nie. Niks. Want die woord sê vir ons in Matteus, hy sê, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie, hulle maai nie, hulle maak geen skuur by mekaar nie. Maar tog sorg ek vir hulle. En hoeveel te meer sal ek nie vir julle sorg nie. Hallo? Het ons iets oor te worry? Nee, ons het nie met die mense sê. Ons is meer bang vir ons baas as wat ons bang is vir die wat ons gemaak het. Ons is meer bang vir ons baas as die een wat ons geformeer het en gemaak het. Hoe werk dit? Is ons nie veronderstel om God te vrees nie? Nie 'n bang vrees nie, 'n liefde vrees. Jou baas praat, dan spreek jy net so hoog. As God praat, het ek reg gehoor? Dan loop jy met jou gedagtes. Is dit werklik so? Dan probeer jy dit uitwerk by jouself. Wat nie kan gebeur nie, en wat nie gaan gebeur nie. En dan op die einde van die dag, wat doen jy met die woord? Ek het my voorbeeld. Dis ek om my eie gedagtes gewees. Dis wat ons doen. As God praat, as die Heilige Gees praat, ignoreer ons hom. Ek sê baie, imagine, God het met ons gepraat, soos hy gepraat het in die ou dae, met Moses en Abraham. Dankie! Ja, dit is. Imagine daai ene. Sou jy nog steeds 'n doelwoord gegooi het? Nee, I don't think so. Maar nou kom die Heilige Gees en hy werk in ons en hy werk deur ons. En hy gaan hom nie self op jou afdwing nie. Dis 'n keuse. Again, wat jy wil maak. Wil ek gehoorsaam wees of wil ek maar aankarring soos ek aankarring vir die res van my lewe? Wil ek nou maar sukkel? Keuses. Ek gaan ons skrifgedeelte lees, dan moet ek 'n voorbeeld hoor. Uit Psalm 139. Psalm 139. Ek dink as jy koers in die Ou Testament as ek nie mis het nie. Psalm 139. En so baie hoe ek nie waar dit is in die Psalm woord. Die langste boek in die Bybel. Psalm 139 vanaf vers 7 tot 18. Luister wat sê die woord van die Here vir ons vanmôre. Waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van u aangesig? God is alomteenwoordig. Sy oë is oral en sy ore is oop. Klim ek op die hemel op na die hemel, u is daar. En maak ek die dode uit my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die daglaat, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sal u hand my lei en u regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir u nie donker nie en die nag gee lig soos die dag en duisternis is soos die lig. Want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Weet jy wat sê Dawid? Hy sê ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Kyk
jouself in die spieël. Wat sien jy? Hè? Jy het oor jy het en lees alles. Alles is daar. Is jy nie wonderbaar nie? Hè? Is jy nie geskape volgens die beeld van God nie? Kom aan. Maar nou kan jy ons met die mense staan voor die spieël. Kyk hoe lyk ek vanmôre. My hare en regtig ding. God het jou geskape volgens sy beeld. So ek, trompet, lyk, veronderstel om te lyk soos God. Ek is veronderstel om 'n heilige om my te hê. As mense na my kyk en sê, woe, dan kom hulle dink jy vanmôre. Hè? Ja, hy het iets anders vandag doen. Hè? Ja, die son skyn nou weer. Hy is anders. Daar's iets in hom wat ek ook wil hê. Daar's iets in hom wat ek begeer. Dit is hoe ons moet lewe. En lewe volgens die woord van God. Nou ek wil vanmôre my boodskap titel breek uit en leef. Breek uit en leef. Nou ek gaan nie julle gedeelte klaar lees nie. Ons as mens moet een ding onthou. Ons het vir onsself deur die jare 'n kalkoen gemaak waarin ons bly. God het al lank al geroep in die bediening in. Jy sit in jou kokon. God het al lank al vir jou gesê, begin jou besigheid. Jy sit in jou kokon. God het al lank al met jou gepraat om iets te doen, maar die mens is hardhoorend. Die mens is bang om iets te doen, maar dis ons nou iets vreemds. Ek is happy in my kokon. Ek is happy oor dit wat hier om my gebeur. Ek wil nie hier uitgaan nie, want wat gaan gebeur? Wat as? Die kom die negatiewe ene. Wat as dit en dit gebeur? Nou, hoekom gaan haal jy die bobbejaan agter die verste bond uit? Jy het nog eens probeer nie, maar jy spreek al klaar dood in jou eie lewe. Hallo? Wat as? En weet jy wat as? Is om brande hou. So jy gaan soos Job in sak en as gaan sit. Daai as wat jy geroep het, jy gaan in 'n as gaan sit. Hoekom? Want jy het gesê. En dit wat jy sê sal jy hê. So how stupid can you get? Jesus. Wat? Ons sit in daai kokon. Kyk na 'n skoenlappertjie. Hy is in daai kokon. En op 'n sekere tyd dan breek hy kokon oop. En hy pragtige skoenlapper kom daar uit. En hy lewe. Sodra hy daar uitkom, lewe hy. Maar ons as mens sit in hy kokon vasgevang. Jy wil nie lewe nie. Hoe gaan jy hierdie maand met my? Waar is die Here? Waar is dit? Waar is jy? Is nie God nie. Is nie God nie. Sy woord sê almal wat vermoeid en belas is, kom dan by die weg jou rus gee. Wil ons rus hê? Nee, ons wil dit nie hê nie. Want ons wil aankarring. Soos 'n aankarring elke dag. Johannes 10:10, hy sê, ek sal jou lewe gee en oorvloed. Maar ons wil dit nie hê nie. Ons wil dit nie hê nie. Ons kyk elke dag in ons eie omstandighede vas en hoe dit is dit en dit is dit. Hoeveel mense is vir jare lank in dieselfde situasie vasgevang? Hulle kan nie daar uitkom nie, hoekom nie? Want hulle moet 'n mindset change kry. Paulus sê, hernie jou denke. Dit help ek om tot bekering en my hart is reg, maar my denke is nog in die wêreld nie. My denke en my hart moet saam werk. Ek moet in lyn kom met God se woord. Ek moet uitbreek uit my omstandighede uit. Daai kokon
My broer en my sussie is die wêreld. Johannes sê, ek is nie van hierdie wêreld nie, maar ek is wel in hierdie wêreld. Nou ongelukkig is ons in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie, omdat ons kinders van God is. Hy het gegaan, hy het gesê, ek gaan om julle plek te berei. En ek weet waar ek bly, op die hoek van Halleluja en Amanstraat, die 2 hoofstrate in die hemel. Dis nou skielik 'n blokkie kom in. Ja? Ons wil dit nie hê nie. Ons is vasgevang in hy kom. Nou gaan ek julle nog 'n ander voorbeeld gee. Die dag toe ek my hand vir die Here gegee het, onthou my hart het verander. En my denke ook verander. En die woord sê in Matteus, hy sê, kom tot bekering, laat jou doop. Kyk, so, jy gaan in die doopbad. Onthou, jou sondige natuur. Jy sterf saam met Jesus en jy staan saam met Jesus op. Jy is vasgevang in jou kokon. Sodra ek onder die water ingaan, is ek vasgevang in die kokon. Nog steeds, maar ek is deel van die wêreld. Sodra ek my kop by die water uitsteek, dat ek losgebreek. Ek het gebreek van die wêreld. Ek is uit my kokon uit. Ek het opgestaan saam met Jesus. As wat? As 'n oorwinnaar. Die ou dinge het verby gegaan. Hy sê, kyk, ek het alles nie gemaak. Nou al wat ek gaan nie word, is as ek losbreek. As ek uitbreek. Dan maar sê nou maar, ek breek los en dan kom uit en wat as? Hoekom het jy dit gedoen in die eerste plek? As jy so daaraan wil dink. Los die asse. Asse is verbrande hout. Los dit. Jesaja 43. Jesaja 43. Vanaf vers 1. Hy sê, maar nou, so sê die Here, jou skepper, o Jakob, en jou vermeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Vers 2. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jy nie ontstroom nie. En as jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Vers 16. So sê die Here, wat in die see en weg en in die sterk waters 'n pad gemaak het. So, waarom wil jy, kind van God, nog gaan twyfel oor die toekoms? As God die toekoms in sy hand het. He's got the whole world in his hands. Breek uit en lewe. Ons weet hierdie dinge, maar tog twyfel ons in ons gemoed. Ons twyfel daaraan. Ons sit ons vertroue meer in die wêreld as in God. Hoeveel mense is vandag nog, kinders van God, word vasgevang deur die leuen van die vyand? Come on. 2 Korintiërs 6, vanaf vers 17. 2 Korintiërs 6, 17. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle af, spreek die Here. Die Engels sê so mooi, get out of among them. Kom uit onder hulle. Kom uit onder wie? Kom uit onder jou wêreld se omstandighede. Kom uit onder daai vriende wat jou down druk. Kom uit onder daai mense wat negatief is. Party mense is so negatief dat hulle my motor vat, wat trek 'n batterypak. Het ons sulke mense nodig in ons lewens? Nee, ek is 'n kind van God, en God wil net vir my en vir u die beste hê. Maar wil ons dit hê?
Nee, want ons luister na Pietie, en ons luister na ons luister na ons luister wat die mense ons sê. Ons doen wat die mense ons sê. Maar sodra God met ons praat, as ons stories vir toes, bessie tot sy neet gehad het. Dan wil ons weet, maar hoekom sukkel ek? Hoekom kry ek nie 'n ander werk nie? Hoekom is my finansies down the drain? Hoekom wil my kinders nie die Here dien nie? Daar is vrae wat ons onsself moet afvra. Hoekom gebeur dit? Want dit is deur ons as ouers. Dis wat moet gebeur. Toe my kinders gedoop is, het ek al voorgestaan en ek het 'n belofte aan God gemaak. Ja, ek sal my kinders grootmaak in die vrese van die Here. Ja, my kinders is groot. Ja, hulle het hulle eie gedagtes. Ja, hulle was in die kerk gewees. Maar tog, eendag is eendag. Want daai gaan terugkom. Dit gaan terugkom. Want die woord sê, werp jou brood op die water en dan vele dae sal dit terugkeer. Hulle sal, een of ander tyd in hulle lewe, my boetie met sy, gaan hulle die besluit maak om te sê, wow, that's it, genoeg is genoeg. Ek kan nie meer lewe soos ek lewe nie. Ek wil uitbreek, ek wil lewe. En dit is vir een en elkeen van ons, wat vir môre hier sit. Kan elke verlang neem. Kyk wie jou vriende is. Ongelukkig kan jy jou familie kies nie. Maar jy kan jou vriende kies. Come on. Jy kan jou familie kies nie. Imagine as jy kon gedoen het. Oh, wow. Huh? Kyk met wie jy vriende is. Kyk met wie jy omgaan elke dag. En dan moet jy net sê, ek sê nie so nie, die woord sê so. As jy kan maar dan kom uit onder hulle. Hoekom sê ek kom uit onder hulle? Because why there's too much people down there. It's overcrowded. Hulle vertrap jou. Ja, sien maar jy raak die stadion as mense uitstap. Wat gebeur? Ja, as duisende mense. Die een stamp jou, daai ene stamp jou in. As jy uitkom en die klim in die kar uit, dan ry jy op soos jy geloop het. It's overcrowded, daar's te veel. Die mense hang die wêreld aan meer as God. Reël nou 'n gospel show byvoorbeeld, gospel aard. Wat gebeur? Niemand kom nie. Sê, hoorie man, God het my 'n woord gegee, ek gaan nou in die stadion, gaan ek nou hier, en ek gaan al wat 'n pastoor is en al wat 'n kind van God is, gaan ek uitnooi. Wie gaan kom? Niemand. Miskien net jou kerklede, as jy gelukkig is. Want hoekom? Want, dit is vir nie so belangrik soos sekere mense in die wêreld nie. Ek is nie so belangrik nie. Maar weet jy wat? In God se oë is ons almal presies dieselfde. Mense plaas 'n titel agter hulle self om goed te klink, om goed te lyk. Mense salf vir sommer self en sê, "Hey, kyk maar nou of ek 'n bishop, nee, ek's 'n biskop." Salf myself, "Hey, maar vandag is ek 'n profeet." Okay? Jy gaan nie net sê pastoor Dirk, jy gaan sê profeet Dirk. Mense plaas 'n titel op hulle self en hulle breek hulle eie lewens af deur dit. Dan bly jy in jou kokon vir die res van jou lewe. Jy dink jy doen goed. Maar die dag as hy besig blaas, die wolke skeer in die ooste, die Here kom haal, dan moet jy beslis jy gaan een en elkeen van voor God gaan staan. En ek gaan nie daarvoor gaan staan en sê maar dis pastoor Balikies is God nie. Ek gaan nie sê nee, dit gaan wat my net gebring het nie. Of waar jy ken my vrou, dit is my vrou. Wie gaan jy bly? Jy kan niemand bly nie. Maar dis jy. Dis jy. Jy het die keuse gemaak. En jy gaan sit met jou keuse. Until kingdom come. Ja, maar pastoor, jy
Hey, hallo. Ek verstaan. I've been there. I've done that. Water tissue, medicat, and told everything. Ek was daar. Ja, man. Regtig. Bejammer jy jouself? Regtig, ek wil ook nie ken nie. Maar weet jy wat, as iemand wat jou lewe ken, as iemand wat jou aanhang, beter as 'n broer, sy naam is Jesus. Hy ken jou ingang, hy ken jou uitgang, hy ken jou omstandighede. Maar weet jy wat jy mens, as dit goed gaan met jou, dan am I and mighty. En as die pop op die fijn strike, Here, sal hy weet nie. Dan weet jy waar is die Here. Dan weet jy hoe om in daai situasie uit te breek. Maar andersins, bly jy maar in jou kokon. Hoe lang, my broer en sussie, wil jy nog sit met jou pyne, en jou skete, en jou krankhede? Kom uit! Kom uit! Hoe lang wil jy nog van die mislike baas van jou werk? Hoekom? Moet daar altyd teenkanting wees van kinders van God, as God jou wil seën. Hoekom? Die Here wil ons so seën dat ons in oorvloed het. Maar ons wil dit nie hê nie. Ons wil dit nie hê nie. En 'n simpel prinsipie, my broer en my sussie, as dit kom by finansies. Ek hou nie daarvan om oor te praat nie, maar dit is nou ongelukkig deel van my boodskap. Ons verwag dat God moet vir ons gee, maar ons wil nie vir God gee nie. Kom aan. Hy sê, ek gee jou 'n goeie maat, wat ingedruk is, en wat oorlopend toe is, in jou skoot. Daarom ontvang ons nie, want ons gee nie. Hoe kan jy vir iemand iets gee met 'n hand wat toe is? Kom maar, Adam is vir R100. Ek maak hom nie oop nie, ek hou hom toe. Adam is op wat R100. Al wanneer hy hom kan vat, is wanneer ek my hand gaan oopmaak. Dis al wat hy hom gaan kry. So met ander woorde, ek moet my hand oopmaak om te gee, en hy moet sy hand oopmaak om te ontvang. Daarom ek moet in my sussie, as ons kom by prys en worship ook, daar is 'n verskil tussen dit en daar is 'n verskil tussen dit. As ek so maak, dan hands op ek. Wow, ek hoor. Ek hoor. Wat gee ek oor? Al my gemors gee ek oor. As ek prys en worship, hande bak, ek ontvang. Here, gee vir my. Ek ontvang vanmôre. Maar as ek oorgee, daar's hy. Here, ek kan nie meer nie. Ek kan dit nie meer by U doen nie. Here, ek het U nodig om dit vir my te doen. Ek kan dit doen nie. Hy hands op. Ek gee oor. Laat ek klaar om te bring. Ek breek uit. En ek begin lewe. Dankie Here vir die lewe wat U vir my gee. Dankie Here vir al die seëninge wat U vir my gee. Ek ontvang. My hande is oop. Ek kan nie so ontvang nie. Dit slaan vas en dit rol af. Maar sodra ek so staan, dan ontvang ek. My hande is oop, ek kan nie weg nie. Dankie Here. Ons moet uitbreek. Deur geloof het Abraham vir Isak gaan offer. Deur geloof het Noag die ark gebou. En ek gaan aangaan.
Ons kort daai geloof in ons lewens met bekennis. Die woord sê vir ons, hy sê ek gee jou 'n maat van geloof. Nou voor ons tot bekering gekom het, het ons daai maat van geloof gekry. Dit is ja, ek glo in dit en ja, ek glo in dit en goed. Yes, by all means. Maar weet jy wat sê die woord vir ons? Sodra ek my hart aan die Here gegee het, ek is gedoop in die Heilige Gees, dan ontvang ek die groot geloof. Daai groot geloof is om vir die siekes te gaan hulle oplei. Daai groot geloof is om 'n woord te gee van kennis, 'n woord van wysheid, om te profeteer. Voor dit kon ek dit nie gedoen het nie. Maar nadat ek die Gees van God ontvang het ek al 9 gawes, het God in een en elke van ons gedeponeer. Dis jou verantwoordelikheid om te kyk met watter ene voel jy die gemaklikste, of by watter ene het God jou geroep om te doen. En my sê my boetie, daar's baie mense wat woord gekry het. Ek praat van profetiese woord. Maar hulle sit nog steeds in hulle omstandighede vasgevang. Wat het gebeur? Nee, my boetie weet dit. Ek moet eers by God gaan hoor. Maar in die meantime het God al vir jou 2 jaar terug gesê wat om te doen. Maar jy sit nog steeds in jou kokon. Jy is te bang om uit te kom. 2 jaar terug. Nee, ek moet eens gaan bid oor hierdie saak. Hoe lank wil jy bid? Daar het God al reeds vir jou gesê. Maar die eerste keer toe jou gesê, loop jy mos, nee, ek dink hierdie is wat jy gedacht het. God sal nooit vir sulke dinge sê. Dit klink nie logies nie. Wat praat met dit? Dit klink vir jou as mens. Hoeveel van julle het al gesit? En jy kry 'n gedagte. Boom. En dit is so wow. Awesome. Niemand het. Okay, dan ek moet kyk. Jy sit, my broer en my sussie, jy sit. En soos ek met hierdie ding gesit het, Woensdag. Is op Dinsdag, ek is mooi seker nie. Dit is soos 'n wow. En dan kom. En so beter kom soos 'n wow. Okay, oh, awesome. Dis nie my gedagtes nie. Dis die Gees van God wat deur my praat. Dit is wat ek wil hê jy moet doen. Skryf dit neer, tik dit neer, whatever jy doen. Hierdie goed wat ons hier voorstel en praat, my boetie mense sê ons het ons ding uit nie. Partymal klink 'n bietjie weird, hè? Partymal klink dit of, jy moet vervelig, hè? Maar dit is 'n woord wat ons gekry het, wat ons moet afgee. Maak nie saak hoe vervelig dit is nie. Maak nie saak hoe opgewonde dit is nie. Gehoorsaamheid is beter as offerande. Onthou dit. Gehoorsaamheid is beter as offerande. As God sê doen, dan moet ons doen. Moet ons nie? As God sê gaan hierdie kant toe, dan moet ons hierdie kant toe gaan. Jesus wil vir ons net die beste hê. Hy wil vir ons net die beste gee. Maar elke keer as hy sê, breek los! Ek het maar bly met jou kom. Ek hou nie van die dinge wat met dit gebeur nie. Weet julle, ek is gerieflik hier. Ek is gemaklik hier in my gebaksone. Breek uit! Ek kan nie. Wat as? En wat as ek my voet in die deur in die bus ontrap my? Dan gaan jy aan toe. Klaar gelag. Want jy wil ongehoorsaam. Breek los! Kom uit met hulle! Hy sê, ek wil die kop maak, dit wil nie maak, ek wil na die sterk nie. Ek wil die boot toe vat, en die onder toe nie. Wat gebeur met die skoenlapper, as hy uitbreek?
Hy gaan nie af nie, hy gaan boontoe. Hy klim uit. Hy klim uit die omstandighede uit. Ons kruip dieper en dieper in ons kokon in en gooi dit wat Jesus ons wil gee in sy gesig terug. Ek wil nie bevrydig nie, man, dat weg met my nie. Jy gaan dit my kom vertel nie. Kom ek sê gou vir julle in die dinge soos. Het julle die moene gebere? En die narkies in die klippe? Dankie. Sodra jy beginne na iets strewe in jou lewe. Byvoorbeeld, ek sit Saterdag, nie ek nie, jy sit Saterdagmiddag en net voor die rugby, dit is verbied. Is dit reg? Daarin word 'n addiction in jou lewe, want jy kan nie sonder dit gaan nie. Sigarette, drank, alles wat te veel in jou lewe is, koffie. Jy kan nie sonder koffie gaan nie. Ek moet my 5 koppies koffie 'n dag drink. Is 'n addiction. Jy is vasgevang in jou kokon. Jy is vasgevang. Jeremia 29 vers 11. Luister wat sê die woord vir ons, en julle woord ook herken. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. En luister nou mooi. Wat beteken die woord koester? Eerstens, dit beteken omarm. Dit beteken pamperlang. Dit beteken versorg. Dit beteken vertroetel. Ek lees weer. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Jy kan jou vrou vashou as long as you want to. Jy koester haar. Jy omarm haar. Sy kan nie uitbreek nie voor jy los nie. Sy is vasgevang in jou arms. Ons is vasgevang in God se arms. Daarom sê ek weet wat ek vir julle koester. En weet jy wat koester ek vir jou? Gaan! Ek maak jou los. Jy's vry. Gaan lewe. En pamperlang ons. Wanneer laat jy jou vrou gepamperlang? Wanneer laat jy jou vrou vasgehou dit gesê hoe jy weet nie veel. Jy nou oor gefluister dat jy hoorvleis kry. Wanneer laat jy dit gedoen? Dit is wat God met ons doen elke dag. Hy pamperlang ons. Hy is so lief vir ons, my boetie met sussie, jy sal dit nie verstaan nie. Hy is so lief vir ons dat hy gesê, ek wil vir jou gee, lewe en oorvloed. So lief het God vir ons. Hy versorg ons elke liewe dag van ons lewens. As dit vir hom was, so ons nie vanmorgen hier gesit het nie. Kom aan. Hy vertroetel ons. Wanneer laat jy vir iemand wat jy voor lief is, 'n bietjie vertroetel? Ek praat nie van jou diere nie. Ek praat van jou vrou, praat van jou man. Wanneer laat jy net sê, ag, kom ons doen dit, kom ons gaan net 'n robot, kom ons gaan doen dit, kom ons gaan doen dit. Wat wil jy verstaan? Ek werk net vir 'n salaris. Hallo, jy kry nog 'n salaris. Ek kry nie eens nie. Maar weet jy wat? Ek doen moeite om my vrou te vertroetel. Ek doen moeite om my vrou te versorg. Ek doen moeite om my vrou te pamperlang. Ek doen moeite om haar te omhels of om te omarm. Dit is wat God elke dag met ons doen. Maar ons gooi dit in sy gesig terug. Hy gaan verder. Aangaande julle koester,
spreek die Here. Gedagtes van vrede. Wie staan môreoggend op? Dit sal nie nou maandag. Want kyk hoe ek lig daar buite. Elke dag is 'n blou dag. Hoekom moet dit net maandag wees? Kom aan. Elke dag is 'n blou dag. Kyk op. Onmiddellik. Ek voel nie lekker vandag. Jy gaan nie lekker voel nie. Ag, dit sal nie nou maandag. Dan gaan alles verkeerd doen. Want jy het gesê, jy het 'n keuse gemaak om dit te doen. Ek moet net sê, soos God ons vanmôre vashou, wil hy hê ons moet gaan. Hy gaan jou nie vashou vir die res van jou lewe nie, want hy weet wat die toekoms hy vir jou koester. Hy gaan nie vir vashou en sê, ek is so lief vir jou, nee. Ek gaan jou maar met by my hou. Daarom gee God ons 'n keuse. Hy sê, weet jy wat, die keuse is vanmôre joune. As jy besluit om vanmôre uit te breek en te begin lewe, is daar vir jou 'n lewe hiernamaals. Dan is jy forever by my. Dan kan ek jou forever koester en omhels en paperlang. Nou jy sal sê, ek het vanmôre net so lekker groot sak. Lekker groot sak, jy kan aanpas. Jy kan gaan sit. Ek glo aan geestelike manifestasies. I believe it. Ek glo daaraan. Want Jesus self het dinge gedoen om te sê, toe, klein, op die oog, gewas jou, dit is 'n manifestasie. Maar ek glo daaraan. Maar ek gaan vanmôre gaan ek uitnodig maak met die mense sê. En ek gaan jou vra om los te breek vanmôre. Ek gee nie om wat fout is met jou nie. Ek gee nie om wat jou probleme is vanmôre nie. Kyk, maar jy gaan jou probleme vanmôre binne in die sak los. Jy gaan in die sak klim. Jy gaan jouself toemaak in die sak, ek gaan dit nie doen nie. En jy gaan uitbreek. Jy gaan uit jou kokon, uit jou omstandighede uitklim. Uit jou sieklike liggaam gaan jy uitklim in 'n nuwe ene in. Uit jou finansiële omstandighede gaan jy uitklim. Uit jou nuwe werk. Of jy gaan uitklim in jou nuwe werk, sorry. Jou ou werk. Jy gaan uitklim. Genoeg is genoeg. Genoeg het die vyand gekom steel, kom slag en kom verwoes. Genoeg. Daai besigheid wat jy moet begin. Get out. Klim uit en begin 'n lewe. Klim uit en begin 'n lewe. Ons moet dit al lank al gedoen het. En jy weet wat? Klim jy so uit? En net voor jy vanmôre by die deur uitstaan, kom jy van jou. Is jy regtig genees? Is jy regtig gesond? Gaan jy nou regtig jou werk opgee vir 'n ander werk of vir 'n besigheid? How stupid can you get? Af is die as. Gaan dit werk? Want sodra jy van jou kom en hy plaas iets in jou gedagtes, my boetie, my sussie, dan begin jy te twyfel daaroor. Kom aan. Jy begin te twyfel oor 'n ding. En sodra jy begin te twyfel oor iets, het die vyand al klaar sy hande in jou lewe ingeslaan. Al klaar. Ek kan nie God dien en ek twyfel daaroor nie. Is godsdienst regtig vir my? Ek begin te twyfel. Kan God my regtig seën soos hy gesê het hy gaan my seën? Ek twyfel. Is daar 'n hemel, is daar 'n hel? Ek twyfel.
En dink jy daai twyfel gaan in die hemel bring? Nee, dit gaan jou down druk. Jy gaan deel wees van die mense daaronder. Get out! Kom uit! Lewe! Lewe en oorvloed. Ek kan maar vir my netjies speel asseblief. So my goeie mense sê, as daar iets is wat jou vanmôre terughou. Jou man, jou vrou, jou kinders, maak nie saak wat dit is nie. Ek gee nou wat dit is nie. Kom vanmôre en kom breek los. Kom stap vanmôre uit jou omstandighede uit. Ek weet ons is oud. En die bene wil nie so lekker saamwerk nie. Kyk. Maar kom. Sit. Maak jouself toe in jou koekom. En sodra jy jouself toegemaak het, dan sê jy, Here, dit is my probleem. Here, ek wil hê my kinders, my kleinkinders moet U dien. So Here, ek tree vanmôre in vir my kinders. Here, ek kom vanmôre met die finansies. Here, ek kom vanmôre vir my huwelik. Here, ek kom vanmôre vir my besigheid wat ek wil begin. Here, ek kom vanmôre vir daai addiction wat ek het. Daai drank, daai rook, daai wat ook al dit mag wees. En Vader, ek kom vanmôre. Ek breek. Dat klim uit. Halleluja. Prys die Here. Ek is 'n nuwe mens. Die ou dinge is verby. En sodra die ou dinge verby is, lewe dan soos 'n nuwe mens. Moenie gaan terugklim en gaan haal wat jy gelos het nie. Amen. Wie is dit? Kom, pak die loop op.